Goeiemôre Lewende Woord Hazeltien en elkeen wat vanoggend by ons ingeskakel het op Facebook. Dit is vir ons so voorreg om vanoggend met julle te kan deel en dit is regtig spesiaal om te kan weet dat ons steeds kan deel wees van mekaar se lewens al is dit oor 'n afstand. En ons is ook dankbaar dat die beperkings gelig is en dat daar 'n bietjie meer van 'n verligting kom in hierdie tyd. En ook vir elkeen by wie dit op die oomblik moeilik of uitdagend gaan, weet ek asseblief ons bid vir julle. Ons regtig ons tree in vir julle in hierdie tyd en ons glo dat die Here vir elkeen 'n bonatuurlike getuienis gaan gee en 'n openbaring gaan gee van sy goedheid. Ons is regtig opgewonde oor vanoggend se diens. Ons het vanoggend 'n familiediens, so ons wil graag ouers vra, as julle tieners nog nie by julle sit in die diens nie, nooi hulle asseblief om te kom saam insit. En ons gaan ook aan die einde saam nagmaal gebruik. So dit is welkom om ook die nagmaalelemente bymekaar te kry vir die einde van die diens. Baie welkom aan elkeen wat vanoggend vir die eerste keer by Lewende Woord Hazeltien op ons Facebookblad ingeskakel is. Ons vertrou dat julle diens saam met ons sal geniet. Indien jy meer inligting verlang, is jy welkom om ons te kontak deur vir ons 'n boodskap op Facebook te stuur of 'n WhatsApp na die nommer op die skerm te stuur. Ons het ook 'n profetiese bedieningsspan wat Sondag voor en tydens ons dienste vir mense intree. Wanneer ons 'n woord van wysheid of kennis ontvang, gaan ons dit op Facebook se chat area deel. Ons span is ook na die dienste beskikbaar om vir mense te bid. Jy is welkom om ons te kontak, dan sal een van ons spanlede met jou in verbinding tree. Vir al ons tieners, ons het Sondag om 10:00 'n tienerdiens via Zoom. Op die eerste Sondag van elke maand woon ons tieners die familiediens saam met hul ouers by. Daar is dus nie vanoggend 'n Zoom diens nie, maar ons hoop al ons tieners sit reeds voor hul skerms vir die familiediens. Tannie Wilmie stuur elke Vrydag lessies op die Kinderkerk WhatsApp groep aan en Sondag 10:00 stuur ons 'n video van Tannie Wilmie uit waarop sy met die kinders gesels. Kontak ons asseblief indien jy nog nie op die WhatsApp groep is nie. Die Lewende Woord groep het 'n kospakkie projek geloods en ons is so dankbaar dat ons al honderde gesinne kon help. Ons wil graag mense in ons gemeente en in die gemeenskap help. 'n Kospakkie vir 'n gesin van 4 kos R450 en ons wil graag elke familie aanmoedig om 'n ander behoeftige familie te help deur 'n kospakkie te borg of gedeeltelik te borg. Sien asseblief die bankbesonderhede op die skerm. Ons gaan nou oor na die offergawe en die diens. Seën vir elkeen en geniet die diens saam met ons. Ek wil graag vanoggend vir ons open met gebed en ons te gebruik by ons gemeente dat ons altyd aan die begin van ons dienste profeteer en verklaar. Ons sê ook ons is 'n profeterende en 'n verklarende gemeente en wat ons daarmee sê is ons sê wat God se woord sê. Ons verklaar dit, ons spreek dit in ons lewens en ons omstandighede in en ons gaan vanoggend weer doen. En ons vanmiddag ons vanoggend 'n familiediens ter wille daarvan vir ons vra dat julle as familie sommer sal hande vat waar julle is. So vat net hande en ons verklaar net saam. Sê net saam my dankie Vader vir die groot oneindige liefde en vir wie U is. Ons eer U vandag. Ons verklaar dat U groter is en magtiger is as enige omstandighede, as enige plan van die vyand of enige leuen van die vyand. Dankie dat U woord en U plan oor ons lewens vas staan. In Jesus naam. Ons bid U seën oor ons gesinne, oor ons families, oor ons geliefdes, oor ons gemeente, oor ons dorp, oor ons stad en oor ons land. En ons sê vir U dankie dat U so goed bekend is met elkeen van ons behoeftes. Vader, ons gee onsself vir U vandag opnuut en ons verklaar dat ons lewens aan U behoort as die groot en almagtige God. En Here, dat ons van U afhanklik is, dat ons U wil dien, dat ons saam met U wil loop elke dag, elke tree. Ons verklaar dat U ons leidsman is. Here, U is ons herder en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Dankie Vader dat U ons vergewe waar ons die merk mis en waar ons oortree. Ons sê vir U dankie vir die vergifnis en die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, sodat ons genees, vergewe, vrygespreek kan wees en die ewige lewe kan hê. Ons eer U vir wie U is. En ons bid net vandag dat U so tasbaar in elke hart en elke huis teenwoordig sal wees, en dat elkeen net 'n belewenis en ontmoeting sal hê met 'n lewende God. Ons gee hierdie diens vir U en ons bid dat U elke woord sal seën en sal salf, dat elke woord in harte sal ontkiem en veel vrug sal dra in Jesus naam. Amen en amen. Wonderlik.
Dit is so spesiaal wanneer ons as gelowiges saam staan in eenheid en dis deel van dit waar ek vanoggend gaan deel. En ek wil graag net begin deur 'n offergawe skrif te deel uit Markus 12 vers 41 wat sê Jesus het toe reg oor die offergawekis gaan sit en kyk hoe die mense geld daarin gooi. Baie ryk mense het baie geld ingegooi. Daar het toe 'n arm weduwee gekom en 2 muntstukkies ingegooi. Dit was baie min werd. Ons sien hierdie kontras tussen die ryk mense en die arm weduwee. En dan sê dit in vers 43. Hy, Jesus, het sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergawekis gegooi het. Hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe. Die Here kyk nie altyd na dit wat ons na kyk in die fisiese of in die materiële nie, dit wat vir ons kwantifiseerbaar of telbaar is nie. Die Here kyk na ons harte. Hy kyk na die gesindheid waarmee ons lewens vir hom gee, waarmee ons onsself, ons geld, ons talente, ons tyd, ons gesinne, ons werk, ons roeping, ons bediening, die volheid, die totaliteit van ons lewens vir hom gee en aan hom wy. En die verskil tussen die ryk mense en hierdie arm weduwee was dat sy haar hele lewe aan die Here gewy het, deurdat sy haar laaste sente vir die Here kom gee het. Wanneer jy vandag gee en wanneer ons saai in die Here se koninkryk en die Here se werk, glo ons in 'n saai en maai beginsel. En ons glo dit wat ons saai, ons ook sal maai. En ons glo ook dat die Here ons sal seën wanneer ons vir hom gee. So ek wil jou aanmoedig, ons het ons bankbesonderhede op die skerm. Julle is welkom te kyk en elektronies oor te plaas, soos wat die Here op julle harte lê. En ons weet die Here sê ook dat hy 'n blymoedige gewer lief. So ek wil elkeen van julle kom bemoedig daarmee vandag. Ons seën julle en ons bid die Here se seën oor julle finansies, oor julle inkomste en ook in hierdie tyd oor julle saad. Dat elkeen sal ervaar hoe die Here vir hulle voorsien bonatuurlik volgens sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus. Dis ons gebed vir elkeen in Jesus naam. Wonderlik. Ek wil graag vanoggend met julle 'n boodskap deel wat ek getitel het, wanneer jy skree, help. Ek wil jy met die persoon langs jou sê, daar is tye wanneer jy nodig het om vir die Here te sê, help. En dan kan jy sommer roep, help, as jy wil. Nou, ek dink jy het al besef, soos wat ek al besef het, en dis vir ons niks niets nie, dat as gelowiges of as kinders van die Here, is ons geloofspad nie altyd vol maanskyn en rose en besaai met laventelblare en malvalekkers nie. Ons geloofspad is dikwels vol dorings en dissels en knapse kerels en dubbeltjies en alles wat steek en ongemak veroorsaak. Nie in alle tye nie, maar daar's tye wat dit regtig rof gaan in die lewe van gelowiges. En Dawid, wat 'n man na God se hart was, het dit so mooi gestel in Psalm 34 vers 19, waar hy gesê het, vele is die beproewings van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Met ander woorde, Dawid het dit erken. Ek meen, Dawid was 'n man na God se hart, maar hy het geweet wat beproewings, dubbeltjies, dorings, dissels in sy lewe was. Hy het dit verstaan. En ek en jy kan weet as kinders van God, gaan ons met sulke goed gekonfronteer word. En dit is wat ons op die oomblik ervaar. En ek glo dit is belangrik dat ons in moeilike tye nodig het om onsself te herinner dat die Here beloof dat hy ons uit al hierdie moeilikhede sal uitred. En dit is ook belangrik dat ons moet onsself herinner aan wat die Here in die verlede vir ons gedoen het. Dit bring my vanoggend by my eerste subtitel, naamlik herinner jouself aan hoe God jou in die verlede gehelp het. Sê dit vir die persoon langs jou, as jy sal, herinner jouself vandag aan hoe die Here jou al gehelp het. Dis baie belangrik dat ons dit gereeld doen, want wanneer ons terugreflekteer op God se goedheid en sy wonderwerke, dan stig dit weer geloof in ons harte om hom te vertrou vir wat kom. Nou in my amper 40 jaar op aarde, ek weet daar's van julle wat dubbel so oud is soos ek, wat generaals is in die gees en wat hulle lang pad agter die blad het en baie dinge deurgemaak het, maar in my amper 40 jaar kan ek baie tye onthou waar ek moes uitroep om hulp na die Here. Ek kan soveel keer onthou wat ek gesê het, Here, ek kan nie, ek weet nie, maar U weet. Here, help,
waar ek partykeer nie eens woorde gehad het nie, maar net gesê het, Jesus, help my. Ek kan baie sulke tye onthou, maar ek moet met jou eerlik wees, ek kan nie van 'n tyd onthou waar die Here my nie gehelp het nie. En dit kan ek met absolute sekerheid sê. Ek het regtig die voorreg gehad om in 'n ouerhuisgroot te word waar beide my ouers die Here geken en gedien het en hulle dien vandag die Here en hulle stel 'n pragtige voorbeeld vir hulle kinders en dit is regtig 'n voorreg vir 'n mens om dit te kan hê in jou lewe. Maar ons het ons uitdagings gehad. Elke persoon, elke mens het sy uitdagings en ek het in my hoërskooltyd en my vroeë universiteitsjare regtig deur tye gegaan van intense siekte en ook depressie. En dis iets waardeur ek met die Here moes werk en 'n pad wat ek moes stap. En ek moes baie dikwels uitroep en sê, Here, help. En in my lewe het die Here dit ingebou, 'n bewustheid van die feit dat hy die enigste een is wat kan help. Ek kan eerlik sê dat die Here nog altyd, maar altyd getrou was. Ek weet, soos ek weet, dat die Here my nog nooit begewe het en my nog nooit verlaat het nie, dat hy my nog nooit in die steek gelaat het nie, en ek kan dit met oortuiging sê. Dis nie kopkennis of boekekennis nie, dis 'n hartsoortuiging en dis 'n rema openbaring, dis iets wat ek weet en wat niemand van my kan wegvat nie. En ek wil vir jou sê, in jou wandel met die Here, is dit so kosbaar om hom te leer ken, om deur beproewings, deur swaar tye te gaan en te sien hoe die Here antwoord wanneer jy roep om hulp, hoe die Here hoor en hoe hy red. Psalm 50 vers 15 sê so mooi, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uitred en jy sal my eer. Dawid was vertroud met die begrip van God se hulp en God se reddingskrag in tye van nood. Hy het dit so mooi verstaan. Nou, ek kan eerlik sê, ek was al baie keer in my lewe ongehoorsaam. Ek was al dikwels ongelowig. Maar die Here het my nog altyd in sy liefde gedissiplineer waar nodig en my op die pad gebring waarop hy wou hê dat ek moes wees. Ek was al in my lewe, ek het al foute gemaak in my lewe. Almal van ons het al foute gemaak. Maar ek kan ook eerlik sê, as ek terugkyk na my lewe, dat die Here nog altyd alles ten goeie laat meewerk het en my op bonatuurlike maniere teruggebring het by dit wat hy in gedagte het. En dit is hoe getrou die Here is. En ons het nodig om die Here te leer ken vir wie hy is en onsself te herinner hoe hy in die verlede vir ons deurgekom het. Dit sal verskil maak in terme van hoe ons die hede ervaar en interpreteer. En dit sal ook ons oë vestig op Jesus en afval van die vrees wat ons ervaar oor die toekoms. Ek wil hê ons moet terugkyk na Psalm 18, waarin Dawid spesifiek skryf oor sy pad met die Here en hoe getrou die Here in sy lewe was. Nou is interessant, Psalm 18 het Dawid geskryf, heel waarskynlik kort na koning Saul se dood, en net voordat Dawid basies op die troon geklim het, as die nuwe koning van Israel. En dan sien ons ook hoe Dawid in 2 Samuel hierdie selfde gedeelte herhaal, wat daarop dui dat hy heel moontlik aan die einde van sy lewe weer geskryf of vir die Here gesê het, wanneer hy teruggekyk het oor sy lewe. En Dawid weet ons het baie vyande gehad. Daar's baie mense wat hom in opstand gekom het, en hy was baie geveg te veg en baie oorloë moes hy trotseer. Maar Dawid het een ding geweet, en dit is dat die Here red. Ons lees in Psalm 18 vers 6, bande van die doderyk het my vasgetrek, sê Dawid. Strikke van die dood het my bedreig. In my nood roep ek na die Here. Ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor hy my geroep. Ek roep na hom om hulp en hy luister na my. Hierso sê Dawid onomwonde dat wanneer hy in nood verkeer het, hy na die Here geroep het. Die woord roep verklaar beteken letterlik dat hy hard uitgeroep het of geskree het na die Here om hulp. En dan sê dit dat die Here hom gehoor het. Hy luister na my, sê Dawid, van bo af het hy sy hand uitgestrek en my gegryp, my uit geweldige waters uitgelig. Ons sien hier letterlik 'n prentjie van 'n persoon wat besig is om te verdrink en hoe daar 'n redder kom, 'n reddende hand wat uitgestrek word en hierdie persoon red van sekerlike verdrinking. Nou, ons beleef almal verskillende uitdagings in hierdie tyd, maar ek glo dat as ons hierdie gebed wat Dawid gebid het ons eie gaan maak, en soos Dawid die Here leer ken as 'n God wat ons uitred in tye van nood,
sal ons sy reddende krag beleef en ervaar. Ek wil julle net vandag met dit kom bemoedig, soos Dawid, kom en hom verklaar voor die Here dat hy die een is wat jou red. Herinner jouself aan vroeë tye in jou lewe waar hy vir jou deurgekom het, waar hy jou hulp, gebed en jou noodkreet beantwoord het en waar hy jou voete op 'n rots gesit het. Herinner jouself aan dit. Ek wil 'n tweede subtitel lys, naamlik God gebruik mense om mekaar te help. Die Here self help ons, maar die Here self gebruik ook ons om mekaar te help, deurdat ons die Here se hande en voete in mekaar se lewens is. Dis my so mooi. Ek en jy het 'n ondersteuningsnetwerk so nodig. Die familie van gelowiges is kardinaal vir my en jou. Mense kan nie in afsondering of in isolasie leef nie. Mense het nodig om te weet dat daar 'n gelowige familie van gelowiges is wat vir hulle intree, wat vir hulle bid, wat hulle belang op die hart het, wat hulle prakties en fisies kan bystaan en ondersteun, onderrig in die waarheid van die Here en waar nodig kan vermaan of kan aanspreek in broederliefde. Dit is so belangrik. Nou, in 1 Korintiërs 12 vers 26 sê Paulus, as een lid, hy verwys na die liggaam, as een lid van die liggaam ly al die lede saam. En as een lid geëer word, dan is al die lede saam bly. Paulus maak dit baie duidelik. Hy verwys hierso na die metafoor van 'n liggaam wat bestaan uit verskeie dele, al die liggaamsdele wat mekaar nodig het. En as een van die dele ly of swaar kry of seer kry, dan affekteer dit in effek die hele liggaam. En Paulus het hierdie verstaan. Ek en jy as verskillende dele van die liggaam, jy dalk as die hart, ek dalk as die voet of die hand. Ons kan nie sonder mekaar funksioneer nie. Ons het mekaar nodig en ons affekteer mekaar. Ons moet dit verstaan. Nou, ek het donderdag 'n interessante ervaring gehad waar ek buitentoe gestap het terwyl ek besig was met 'n werksoproep en daar blommetjies afgeval van die palmboom en ek het in die blommetjies op 'n by getrap en die by het my gesteek. Ek het vir myself gesê, ek gaan klaarmaak met die werksoproep. Ek gaan nie nou aandag gee aan die bysteek nie. Dit kan bietjie wag. Mense nie pieperig nie. En ek het 'n bietjie gewag, 'n bietjie te lank. Ek het omtrent 10 minute later eers klaar gemaak met die oproep en toe begin hierdie voet nou regtig seer raak. Intussen toe kom ek agter, maar hierdie voet raak al meer en meer geswel en rooi, soveel so dat ek later op die voet kon trap nie. En wat ek moes hinkeping stap en ja, dit was regtig nog as 'n frustrasie. Maar die feit van die saak is dat ek het besef hoe my hele liggaam geaffekteer word deur my voet wat nie lekker kan funksioneer nie as gevolg van die bysteek. My hele lyf was bewus van die ongemak. En die punt wat ek hier wil maak is, en wat Paulus wil maak is, wanneer ons broers en susters, ons medegelowiges in nood is, wanneer een deel van die liggaam in nood verkeer, die voet argument onthaalde, dan ly die hele liggaam daaronder. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons as gelowiges, net soos die fisiese liggaam, mekaar onderhou, mekaar versterk, saamwerk as die kerk om mense wat in nood is, om mense wat ly te help in tye van nood. Ons se kerk het nodig om hulp te verleen in tye van nood. Ons moet die kerk wees, maar terselfdertyd, wanneer ons die dag in nood is, moet ons hulp kan ontvang. Dis baie belangrik, want elkeen gaan deur tye waar ons medegelowiges, broers en susters, lede van die liggaam nodig het om ons te versterk, om saam met ons die pad te stap, om ons hande omhoog te hou, om ons te bemoedig en om ons te dra in gebed. Nou in Romeine 12 vers 10 sê Paulus vir ons so mooi hoe ons mekaar kan help, prakties mekaar kan help. Wanneer iemand om hulp roep, moet ek en jy daar wees. Partykeer roep mense nie fisies om hulp nie. Mense vra nie altyd vir hulp nie, maar ek en jy nodig om sensitief te wees vir die behoeftes en die omstandighede van ander, om te kyk hoe ons mense kan help. In Romeine 12 vers 10 sê Paulus, betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied. Die woord eerbied beteken letterlik respek en agting teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. En stel vir mekaar 'n voorbeeld in dit. Vers 11 sê hy, moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Nou die Grieks vir die woord geesdriftig is die woord zeio, wat beteken
om warm te wees, om aan die brand te wees. En dit word gebruik in die konteks van vloeistof wat kookpunt bereik het en ook vaste stof wat gloei van hitte. So Paulus sê dat ons as die liggaam van Christus letterlik geesdriftig warm aan die brand moet wees in ons toewyding en ons hulpverlening en ons broederliefde teenoor mekaar. Hy sê verder, dien die Here. Ons kan hierdie dinge nie doen as ons nie allereers die Here dien nie. Hy sê in vers 12, verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Dit laat my dink aan Efesiërs 6, waar Paulus so mooi sê, wanneer julle alles gedoen het, met ander woorde die volle wapenrusting aangetrek het, staan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die vyand. Staan vas in verdrukking, sê Paulus. En die woord verdrukking beteken om gedruk, getuister, belas, vervolg of verdruk te word, of om in moeilikheid te wees. Staan vas in verdrukking. En hierdie tye waar ons self bevind, my broers en susters, het ons nodig om mekaar te bemoedig om te staan. Ons kan nie vir een oomblik gaan lê nie, ons moet staande bly. En dan sê hy verder, volhard in gebed. Volhard, moenie ophou bid en met die Here praat nie. Hy sê hierso in vers 13, help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Hoe kan ons mekaar help in tye van nood? Hoe kan ons mekaar helpende hand gee? Dis vir ons so spesiaal in hierdie week hoe ons met gemeentelede gesels en met mense van oor wat net sê ons wil help. Hoe kan ons 'n verskil maak? Hoe kan ons inspring? Wat kan ons doen? Party mense op hierdie stadium het om te kan gee. Ander mense op hierdie stadium gaan deur 'n rowwe tyd. En ons het nodig om mekaar te bemoedig. Ons het nodig om ontvanklik te wees vir hulp en ondersteuning. En ons het nodig om mekaar met broederliefde te ondersteun. In vers 14 sê Paulus verder, seën julle vervolgers. Ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Die woord vir seën daar beteken letterlik om goed te praat van, of om 'n seën uit te spreek oor. Ek wil jou vra, wat doen ek en jy wanneer mense ons te nakom of mense ons indien? Wat sê ons van hulle? Hoe praat ons van hulle? Wat sê ons op Facebook van hulle? Dis baie belangrik dat ons as gelowiges onsself hierdie vraag afvra, want daar is vir ons 'n verantwoordelikheid as kinders van God, selfs teenoor die mense wat ons te nakom of ons vervolg of ons verdruk op een of ander manier. Ek en jy moet nog steeds God se liefde in ons harte hê. En in 'n tyd soos nou, moet ons die Here vra om sy liefde in ons harte uit te stort vir mekaar. Dan sê hy verder in vers 15, wees bly, gelukkig, saam met die wat bly is, en treur saam met die wat treur. Is ons daar vir mekaar, is ons ingestel op mekaar se behoeftes, sodat ons weet wie is bly, en sodat ons weet wie treur, sodat ons met mense kan medelee hê in die plek waar hulle is. En dan sê Paulus, wees eensgesind onder mekaar. En moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Hierdie hele gedeelte weerspieël iets van die liefde en die eensgesindheid wat daar onder gelowiges moet wees. Omdat ons deel is van die liggaam en omdat elke deel van die liggaam die ander dele van die liggaam liefhet en aanvaar en koester en welwens. Geen een deel van 'n gesonde liggaam sal opsetlik 'n ander deel seermaak nie. En dit is hoe dit met die kerk van Christus werk. Ek en jy moet in eenheid saam staan in hierdie tyd. Ek glo dit is iets wat regtig verlore gegaan het in ons westerse samelewing, waar elkeen vir homself is en elkeen sy eie potjie krap en gestel is op sy eie belange en behoeftes wat hy of sy nodig het. En is tyd dat die kerk regtig uitreik na mekaar en 'n hegte eenheid vorm, sorg dat ons divisie en dit wat skeuring en verdeeldheid veroorsaak, teenstaan en dit nie toelaat nie, dat ons mekaar omhels, dat ons mekaar intrek en mekaar bemoedig en versterk. Nou, daar is vir ons so 'n mooi voorbeeld van die vroeë kerk in Handelinge 2, en om te sien hoe hierdie vroeë gelowiges se lewe gelyk het, as voorbeeld van mense wat mekaar gehelp het op 'n Bybelse manier. Handelinge 2 vers 42 sê Lukas so mooi, en hulle het volhard in die leer van die apostels.
Ek wil vir jou sê, skakel in iewers waar jy soliede woord kan ontvang in jou lewe. Lering wat gebaseer is op die woord van die Here. Skakel in by 'n klein groep waar jy mekaar by die woord van die Here kan bemoedig. As jy vandag by ons op Facebook ingeskakel is en jy is nie in 'n gemeente nie, vra vir die Here by watter gemeente jy moet inskakel waar jy suiwer lering kan ontvang. En dan sê hy verder, hulle het volhard in die gemeenskap. En dit beteken letterlik assosiasie. Dit beteken deelname en om te deel in iets. Die Here roep ons tot gemeenskap. Ons by Lewende Woord se visie is die vestiging van 'n liefdevolle woordgefundeerde koninkryksgemeenskap. Gemeenskap is vir my en jou belangrik. Ons het nodig die samehorigheid, die samesyn om te deel in mekaar se lewens saam met die Here en die pad wat ons stap. Dan sê hy verder, en in die breking van brood. Nou, dit verwys eerstens na die maaltye wat die disippels en apostels in daardie tye saam gehad het en ook die nagmaal wat hulle saam gebruik het, waar ons nie in hierdie tyd noodwendig met vriende kan bymekaar kom om saam te eet nie. Hou as gesinne saam 'n liefdesfees, 'n liefdesmaaltyd waar julle saam eet, waar julle deel oor die goedheid van die Here en waar julle mekaar bemoedig en saam nagmaal gebruik. Doen dit wanneer die lockdown weer gelig is, kom uit by vriende. Hou 'n liefdesmaal, gebruik saam nagmaal so gereeld soos wat jy kan. En dan ook in die gebede. Hulle het volhard in die gebede. Gebedsbyeenkomste was so 'n kardinale deel van die vroeë kerk se lewens. Wat was die resultaat hiervan? Van dit wat hulle gedoen het, so getrou. Ons sien dit in vers 43. En vrees, 'n agting vir die Here, ontzag vir die Here, het op elkeen gekom en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Wanneer mense in eenheid saam beweeg, dan kom die Here en hy kan iets kom uitstort van sy Heilige Gees en van sy krag op sy kerk en op sy kinders. Eenheid, eensgesindheid, broederliefde, 'n plek van koinonia, fellowship is vir die Here belangrik. En dan sê dit verder, en almal wat gelowig geword het, was by mekaar en het alles gemeenskaplik besit. Hulle het alles gedeel. Hierdie is vir ons in die westerse samelewing 'n baie vreemde konsep om alles in gemeente te hê, om alles met mekaar te deel. Maar ek glo in 'n tyd soos nou, raak dit nodig vir ons om uit te reik na mense wat nie het nie en om dit wat ons het te deel. En om partykeer bereid te wees om met minder oor die weg te kom, sodat ons 'n boetie of 'n sussie kan help wat nie het nie. Vers 45 sê, en hulle eiendom en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. Hulle het alles gedeel. Hulle het niks vir hulle self gehou nie. Ons verantwoordelikheid is om as geestelike familie, as kinders van God, mekaar te help, mekaar by te staan en vir mekaar te gee wat nodig is. Vers 46 sê, en dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Dalk kan jy nie vandag met jou vriende van huis tot huis gaan en brood breek nie, maar jy kan 'n Zoom of 'n Teams meeting reël en jy kan saam met mekaar bid, mekaar bemoedig, mekaar versterk, saam iets eet, al is dit nie fisies aan dieselfde tafel nie, maar oor die internet, want dit is wat gemeenskap beteken. So dikwels raak ons so behept met die dinge van die wêreld en die behoefte om belangrik te wees, om aansien te hê, om ryk of welgesteld te wees. Die vroeë kerk het hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Sien weer die konsep van nederigheid na vore kom. Ek praat vandag met myself wanneer ek met julle praat en ek besef hoe ons as kerk, as gelowiges van baie van hierdie dinge onbewustelik weggedwaal het en wegbeweeg het. En ek glo regtig dat hierdie tyd, al is dit 'n moeilike tyd, mense terugbring by dit wat vir die Here saak maak, dit wat ons hier sien. Ek sluit af met hierdie gedeelte, vers 47. Hulle het dit alles gedoen terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die
wat gered is. 'n Gesonde liggaam, 'n gesonde gemeenskap van gelowiges sal groei en sal mense na Jesus toe trek. Dit is my gebed vir ons gemeente, dit is my gebed vir die kerk van Suid-Afrika, vir elke gemeente, dat ons as gesonde liggaam van Christus mense na Jesus toe sal trek. Dat ons eensgesind in nederigheid, broederliefde met mekaar betrokke sal wees en dat ons mekaar sal ondersteun, dat ons sal deel wat ons met mekaar kan deel. Dit is hoekom ons in hierdie tyd 'n kospakkie projek geloods het, waar ons mense wil help. Dis ook hoekom ons in hierdie tyd 'n gebedsgroep het, waarby ons mense wil nooi om betrokke te raak en saam te bid vir mense wat in nood is, vir mense wat behoefte het. Dit is wat dit beteken om die kerk te wees. Psalm 133 vers 1 sê, hoe goed, hoe mooi is dit, as broers eengesind saamwoon. Vers 3, waar broers so saamwoon, skenk die Here sy seën, 'n lang lewe. Kerk van God, ek wil jou vandag hiermee bemoedig en vir jou sê, die Here roep ons as sy kerk om saam te staan, om by mekaar te kom in eensgesindheid, in broederliefde, in nederigheid, met harte wat oop is, om mekaar te bedien, te bemoedig, te versterk, en vir mekaar te gee, en in behoeftes te voorsien. Dis waarvoor die Here ons as sy kerk roep, en spesifiek in hierdie tyd, wat hy onder ons aandag wil bring. Ek glo dit met my hele hart, en ek wil jou vandag hiermee kom bemoedig. As jy vandag iemand is wat sê, ek het om te gee, ek wil help, vra die Here hoe jy kan help, kontak ons, en ons sal saam met jou kyk, hoe jy prakties kan help. En dan wil ek ook vir jou sê, as jy vandag sit en jy sê, Here, ek is in die nood, ek het nodig. Here, ek is op 'n plek waar ek uitroep na U om hulp, op watter vlak ook al, dan wil ek vir jou sê, die Here hoor jou vandag, en hy self beloof dat hy na jou toe uitreik met sy uitgestrekte hand, dat hy jou uitred uit geweldige diep waters. Ek wil vir jou bemoedig en vir jou sê, ons is daar vir jou. As gelowiges en as die kerk is ons daar vir mekaar. Ek wil graag hê dat ons vanoggend as familie saam die nagmaal moet gebruik, die brood moet breek, en wanneer ons dit doen, bedink ons wat Jesus vir ons gedoen het, deur sy liggaam te breek, sodat ons fisies, geestelik, emosioneel op elke vlak heel kan wees, sodat ons as die kerk, as die liggaam van Christus, saam kan staan en heel kan wees. Julle kan hierdie brood saam met my gebruik en dit deel met jou geliefdes en mense om jou. En dan wanneer ons die druiwesap gebruik, as jy nie druiwesap het, is jy welkom om water te gebruik. Dit gaan net oor die simboliek daarvan. Wanneer ons dit gebruik, dan dink ons daarmee hoe Jesus se bloed vir ons gevloei het aan die kruis. En hoe Jesus deur al die pyn gegaan het en hoe sy liggaam deurboor is vir ons sonde. Hoe sy liggaam deurboor is sodat ons liggame genees kan wees, sodat ons as die kerk van Christus in eenheid kan staan en mekaar met die liefde van Jesus kan bedien, wat hy vir ons uitgestoot het aan die kruis van Golgotha. Gebruik net saam met ons die nagmaal, saam met jou gesin. Ek wil graag vanoggend van die geleentheid gebruik maak om vir elke persoon te bid, wat dalk afvoel, wat dalk neergedruk of mismoedig voel. En ek wil julle ook graag vra om ons te skakel as iemand het 'n behoefte het aan gebed of bediening in enige area van jou lewe waar jy 'n behoefte mag hê. Miskien vertrou jy die Here vir nuwe vreugde of 'n nuwe invulling van die Heilige Gees. Kontak ons asseblief dat ons saam met jou kan bid. Ek wil vra net daar waar jy sit en as families, sit julle hande op mekaar en bid vir mekaar. Ontvang dit wat ons uitspreek in die geloof. Dankie Vader dat U elke persoon nou op hierdie oomblik kom aanraak. Here, met die krag en met die liefde. Dankie Vader dat U ons as gelowiges, as gemeenskap van gelowiges in hierdie tyd versterk en bekragtig, sodat ons mekaar kan bystaan, sodat ons in eenheid, eensgesind kan wees om dit te doen waarvoor U ons roep,
naamlik om in broederliefde teenoor mekaar op te tree, mekaar met u liefde te bedien. Here, ek bid in Jesus naam teen enige vorm van aanstoot, onvergifnis, bitterheid, verdeeldheid, tweespalk in gesinne en families en gemeentes, Here. En Vader, ons sê vir u dankie dat u eenheid terugbring in harte en huise en in elke area waar dit so nodig is. Vader, ek bid vir elke persoon wat daar vandag te neergedruk of moedeloos of hopeloos voel. En Vader, ek bid dat u nuwe vreugde kom uitstort in harte, Here. Vreugdeolie. Vader, ek bid dat u liefde, Here, elke hart kom vervul en die bewustheid, Here, van u goedheid en u getrouheid. Ek bid dit in die naam van Jesus. En Here, dan kom bid ons vir elke persoon wat dalk siek is of krank is vandag. En ek wil jou net aanmoedig om jou hand te plaas op die plek waar jy moontlik siek is of krank is en die Here te vertrou vir 'n bonatuurlike aanraking. Die krag wat Jesus uit die dood opgewek het, is vandag tot jou beskikking. En Vader, ons kom spreek u genesing, Vader, oor elke area van siekte of krankheid, fisies, emosioneel, geestelik, op watter vlak dit ook al mag wees. Ons verklaar dit oor die kinders in die naam van Jesus. Ons sê vir u dankie vir 'n bonatuurlike werk en 'n bonatuurlike aanraking in Jesus naam. Dankie, Vader. Amen en amen. Dit was regtig so spesiaal om saam met elkeen van julle vandag tyd te spandeer en ons is daar vir julle as julle enigiets nodig het. Mag die Here julle seën. Mag die liefde van God die Vader, die genade van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees jou en jou gesin, jou familie se deel wees in hierdie tyd. In Jesus naam. Seën vir elkeen 'n mooi week.